Gemoedsrus deur goddelike vrede. Al mag dit nie so lyk tussen die politieke leiers van die wêreld nie, dink ek gewone mense soos ek en jy smag na werklike vrede. Vrede wat baie langer as 'n skietstilstand of as 'n oomblik sal hou. En gelukkig is daar een spasie van vrede wat niemand kan bedreig of vernietig nie. Paulus noem dit in Romeine 5 vers 1 as hy sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Nou wat hierdie vrede so besonders maak, is dat dit nie vrede is wat afhanklik is van omstandighede of ooreenkomste tref met ander mense nie. Dis 'n geskenk wat reeds joune is deur geloof. Hierdie vrede is 'n nuwe werklikheid wat vir jou 'n nuwe identiteit gee. Dit gee vir jou 'n nuwe status, juis omdat jy deur God vrygespreek is. En ons kan kies om in hierdie vrede te lewe te midde van al die chaos rondom ons. In die positiewe sielkunde word bevestig dat kognitiewe herinterpretasie van ons identiteit, met ander woorde om onsself as geliefde kinders van God te sien, as ons nuwe identiteit, want dis hoe God ons sien, bevorder juis emosionele stabiliteit. Selfs in hoë stresomgewings kan hierdie vashou aan wat God beloof, jou innerlike wêreld stewig anker. Ek en jy gaan nie noodwendig al die wêreld se probleme oplos nie. Ons doen wat ons kan, maar ons kan wel in die vrede leef wat Christus reeds vir ons verower het. So noem vinnig vir jouself 3 dinge waarvoor jy dankbaar is, omdat jy vrede by God het. Byvoorbeeld, dat jy nie meer hoef te leef met die vrees dat jy nie goed genoeg is nie, want God het jou volledig aanvaar soos jy is op grond van Christus se opoffering vir jou. Of dat jy kan dankbaar wees dat jy nooit alleen is nie, want God is in gees voortdurend by jou. En so floreer ons omdat ons vrede nie van die wêreld afkom nie, maar juis van God self afkom. Ons het gemoedsrus deur goddelike vrede. Leef geïnspireerd.